by 'n baie spesiale week hier by Father's Heart Kids. Hierdie week word die Heilige Week genoem en dis een van die belangrikste weke wat daar is. Want julle sien, hierdie week is waar ons een van die belangrikste weke wat in die Bybel gebeur het, vier en onthou. So julle, hierdie week onthou ons nou wat Jesus in sy laaste week hier op aarde gedoen het voor sy dood en opstanding. So, ek wil hê julle moet nou gereed maak, want vir die volgende week gaan ons elke liewe dag 'n kort lesie hê en te sien wat Jesus nou gedurende hierdie laaste week van sy lewe gedoen het en wat ons nou deur hierdie week gaan leer en hoekom dit ewen vir ons saak maak as Christene. So, is julle gereed om hierdie ongelooflike weeklang journey saam met Jesus te begin? Awesome! Nou, kom ons begin deur te bid. Here Jesus, dankie vir hierdie spesiale week waar ons meer oor U en wat U vir ons gedoen het kan leer. Lei ons asseblief deur hierdie week en help ons om vandag se les te verstaan. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. So okay julle, kom ons begin nou met dag 1 van die Heilige Week. Dag 1 julle van die Heilige Week begin gewoonlik met iets wat ons Palm Sondag noem. Nou ek wil julle so 'n bietjie van 'n klou gee waaroor Palm Sondag gaan. So ek het hierso 'n paar goedjies by my. Eerste het ek hierdie beautiful kroon. Nou, dit is papier, maar ek wil hê julle moet imagine, dit is nou die mooiste, duurste kroon wat julle nog ooit gesien het. Okay. Dan julle, het ek ook by my hierdie mooi mantel. Soos die, jy sien, jy kan hom so mooi aantrek. Daar's hy. Lyk dit nie net mooi nie? Okay, en ek het nog eintlik een ding by my. Kom ek wys julle wat dit is. Dit is hierdie palmtak. Nou, ek wil julle hierdie vra. As julle nou dink aan iemand wat 'n koning is, wat dra hulle gewoonlik? Veral nou op hulle kop. Dis reg, 'n kroon. So kom ek sit gou my kroon op. Soos dit. Okay. Nou, as ek julle vra, as julle nou moet dink terug aan die konings way back when, maar soos way back when, wat dink julle sou hulle nou opgery het om van plek tot plek te gaan? Ja, dis reg, 'n sterk perd. Nou, julle Palm Sondag is die dag waar Jesus in Jerusalem ingeraai het en mense het hom soos 'n koning verwelkom. Maar hier is die ding. Jesus het nie 'n groot fancy kroon gedra nie. En hy het ook nie op 'n groot en beautiful perd ingery gekom nie. Maar julle, hier is die beautiful ding van Palm Sondag. Die mense het nie omgegee nie. Want julle sien, hulle het geweet, Jesus was die Messias, die koning van konings, die een vir wie hulle gewag het. So, toe Jesus in die stad ingeraai kom, het hulle palmtakke gevat, en hulle het rondgeswaai, en hulle het ook hulle klere gevat, en hulle het dit toe neergelê, en hulle het toe liedjies begin sing, en hulle het net regtig vir Jesus geprys met alles wat hulle het, om hom net te wys hulle is lief vir hom. Nou, julle, ek wil hê ons moet eintlik gou-gou na 'n video kyk van hierdie Bybelstorie, sodat ons nou 'n beter prentjie kan kry van wat nou presies daardie dag gebeur het. Is julle gereed? Kyk, kom ons kyk dit gou saam. Die Heilige Week Journey, Palm Sondag. Die is Jesus. Heyo! Hy is die Seun van God en die Verlosser van die wêreld. Terwyl Jesus hier op aarde was, het hy vir almal vertel van God se groot liefde en mense gesond gemaak wat siek was. Hy het baie wonderwerke gedoen, soos om storms stil te maak. En hy het selfs mense uit die doodheid laat opstaan. Wahoo! In daardie tyd het die Joodse mense 'n fees gehou met die naam van Paasfees. Hulle het dit al gevier
vandat Moses in daai tyd die volk uit Egipte gelei het. So Jesus was op pad na Jerusalem toe vir die fees. Jesus en sy disippels het in 'n dorp gestop. Jesus sê toe vir sy 2 disippels om vooruit te gaan. Okay. Hy het vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar voor julle. Julle sal 'n jong donkie sien wat nog nooit op gery was nie. Hy het vir hulle gesê, maak hom los en bring hom vir my. As enigiemand vra, wat vang julle aan? Sê net, die Here het hom nodig en ons sal hom sommer gou weer terugbring. Okay. So die disippels het presies gedoen wat Jesus gesê het en het die donkie vir hom gebring. Lank gelede, nog voor Jesus gebore was, het God al gesê dat die verlosser, die koning van Israel, net so na Israel toe sou kom. En Jesus het nou presies gedoen wat God gesê het. Die nuus dat Jesus op pad was Jerusalem toe, het soos 'n veldbrand versprei. Baie mense het gehoor van al die amazing dinge wat hy gedoen het. So toe sny hulle palmtakke af en hardloop om hom te sien. Die Fariseërs en die leiers het besef daar is niks wat hulle kon doen nie, want almal wou vir Jesus gesien het. Jesus ry toe in Jerusalem in en die mense het hulle klere op die pad neergegooi voor hom. Sy disippels het begin sing en skree terwyl hulle loop en hulle het God geprys vir al die wonderlike dinge wat hulle gesien het. Die Fariseërs was omgekrap. Hey, Jesus! Hulle sê toe vir Jesus, hy moet die mense stop om sulke dinge te sê. Maar Jesus antwoord, as hulle stil bly, sal die klippe langs die pad begin uitroep. So die mense het aangehou sing, geseënd is die koning wat in die naam van die Here kom. Prys God in die hoogste hemele. Die hele stad was in rep en roer. Soos hy inkom, het mense gevra, wie is dit? Die skare het geantwoord, dis Jesus. En Jesus het op die donkie deur die strate gery na die tempel toe, in 'n spesiale parade, net soos God jare terug beloof het. Wow, julle, wat 'n amazing Bybelstorie. Nou kom ons gesels gou-gou 'n bietjie oor wat ons sopas gesien het. Het julle nou opgelet hoeveel mense het eintlik palmtakke gehad en hoeveel van hulle het dit nou daar rondgeswaai? Nee? So baie. Nou, daar is eintlik 'n goeie rede hoekom hulle nou die palmtakke rondgeswaai het toe Jesus nou in Jerusalem ingekom het. Nou, julle, die rede hoekom is want palmtakke in daai dae was baie spesiaal. Hulle was nou gesien as 'n simbool van oorwinning en vrede. Maar julle, hier's die ding. Jesus het wel vir hulle oorwinning en vrede gebring, maar nie op die manier wat hulle dit verwag het nie. Maar julle sal nou later in die week sien wat ek met dit bedoel. Nou, julle, die rede hoekom die mense nou eintlik so opgewonde was om Jesus te sien, was omdat hulle gehoor het van al die amazing dinge wat hy gedoen het, soos om blindes te genees en duisende te voer en selfs die dooies uit die doodheid op te werk. So vir hulle was Jesus nie net sommer enige gewone ou nie, hy was die een wat God beloof het, hulle verlosser en hulle koning. En julle, omdat hulle nou nie lang rooi matte gehad het, soos wat ons nou vandag het, wanneer daar celebrities kom nie, het hulle 'n koninklike pad vir Jesus toe nou gemaak, deur hulle klere te vat, en hulle het dit neergelê vir Jesus op die pad, en toe vat hulle ook een van die palmtakke, en hulle lê dit neer op die pad, sodat Jesus nou iets het om oor te ry, en hulle het dit gedoen om vir Jesus te eer, en vir hom te wys, ons is so lief vir jou. Nou, het julle opgelet op wat Jesus nou ingery het, toe hy in Jerusalem ingegaan het? Ja, hy het op 'n donkie gery. Nou, soos ons vroeër gesê het, normaalweg sou konings op 'n groot en sterk perd rondgery het om te wys vir almal hulle is nou sterk en magtig. Maar nie Jesus nie. Jesus het op 'n nederige manier ingekom deur 'n donkie nou te kies.
En die rede hoekom Jesus dit gedoen het, was omdat hy nie 'n koning was wat gekom het om oorlog te maak nie. Hy was en is die prins van vrede. Julle sien, Jesus het nie gekom om teen mense te veg nie. Jesus het gekom om mense te red. Plus, Jesus wat op 'n donkie gery het, was eintlik nie 'n ongeluk nie. Baie jare voor hierdie storie nou gebeur het God in Sagaria 9 vers 9 beloof dat die verlosser van die wêreld op 'n donkie sou ry. So, toe Jesus op 'n donkie ingery gekom het hy eintlik vir almal gewys dat hy is die beloofde koning. Nou, ongelukkig was almal nou nie gelukkig oor die feit dat Jesus die beloofde koning was nie. Die fariseërs wat nou die godsdienstige leiers van daardie tyd was, het nou nie daarvan gehou dat die mense Jesus geprys het nie. En hulle wou hê dat Jesus moes vir die mense keer en hulle stop. Maar Jesus het geweier, want hierdie was alles deel van God se plan. Nou, wanneer ons nou eintlik na Palm Sondag kyk en alles wat nou daardie dag gebeur het, dan wonder ons baie keer as Christene vandag, hoe is dit vir ons belangrik in vandag se tyd? Wel Palm Sondag leer ons eintlik soveel dinge. Eerstens, dit wys vir ons dat Jesus is ons koning. Julle sien, nie net was Jesus hulle koning in daai tyd nie, maar hy is vandag en vir ewig ons koning. Nou, dit bring my by die tweede ding wat Palm Sondag ons kan leer. En dit is, ons moet Jesus aanbid. Julle sien, net soos die mense Jesus daardie dag geprys het, omdat hy hulle koning was, moet ons hom vandag prys, want hy is ons koning. Nou, laastens leer Palm Sondag vir ons dat God hou altyd sy belofte. Julle sien, alles wat God in sy woord gesê het, is waar. En ons weet dit, want God het honderde jare voor Palm Sondag ewen gebeur het, beloof dat Jesus hierdie nou gaan doen en hy gaan op die donkie inry. En alles het waar geword, presies soos wat God gesê het dit gaan. So, ek wil nou nie hê julle moet aan Palm Sondag en hierdie heilige week dink as iets wat, sommer net in die verlede gebeur het nie. Palm Sondag en hierdie week is iets moois en relevant vir ons vandag. En ons kan soveel leer uit wat daardie week gebeur het. Nou, om elke dag se gebeurtenis te onthou, gaan ons nou 'n amazing craft maak. Ons gaan 'n beautiful kruis maak. En elke dag van hierdie heilige week gaan ons nou 'n klein prentjie by hierdie kruis sit en 'n beskrywing wat daardie dag nou plaasgevind het. So, kom ek wys julle gou hoe om dit te maak.
Wow, julle, wat 'n fun craft. Ek kan nie wag om te sien hoe awesome hierdie craft teen die einde van hierdie heilige week gaan lyk nie. Nou, om die kruis en die eerste prentjie te download julle, moet julle eenvoudig na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê, hier is vandag se craft link. Nou, julle, om Palmsondags en wat Jesus nou gedoen het daai dag en ewen net om te vier dat Jesus ons koning is, wil ek hê ons moet 'n liedjie saam met mekaar sing met die naam Hosanna Rock. Nou, julle, die woord Hosanna beteken eenvoudig red ons. En Hosanna was eintlik iets wat die mense geskree het daardie dag vir Jesus toe hy nou op sy donkie ingery het in Jerusalem. Nou, so 'n bietjie van 'n spoiler alert. Ons weet mos al klaar dat Jesus ons van sonde af gered het deur aan die kruis vir ons te sterf. So, vandag wanneer ons nou Hosanna sing, in plaas daarvan om red ons te beteken, gaan dit beteken dankie dat U ons al klaar gered het. So is julle gereed om Jesus nou te prys en Hosanna vir hom te sing? Awesome, let's go! Clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. Oh, clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. We sing Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Wow julle, wat 'n fun liedjie! Ek het dit nou so geniet om Jesus met hierdie liedjie te prys. Nou, julle, ongelukkig het ons nou aan die einde van ons eerste les in ons Heilige Week reeks gekom, maar julle raak excited, want môre gaan ons iets baie interessant leer. Iemand het nou vir Jesus 'n baie duur geskenk gegee. En baie mense het gedink hierdie geskenk was nou eintlik 'n waste. Maar Jesus het gesê, dit was so beautiful. Plus, ons gaan môre nou nog 'n stukkie by ons craft aanlas. So, maak gereed daarvoor. Nou, voor ons gaan julle, wil ek hê ons moet gou eers bid. Liewe Jesus, dankie dat U ons koning en verlosser is. Help ons asseblief om alles wat ons vandag geleer het te onthou en help ons om werklik op U gefokus te wees gedurende hierdie heilige week. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So okay julle, dis ons les vir vandag. Moenie vergeet om môre ons nou te join vir dag 2 van ons Heilige Week journey nie. En onthou nou, Jesus is ons koning. Bye julle.